Môre, môre, môre almal. Baie welkom by Yahweh Elke Kan Bediening. Mag Vader ons in en ons uit gaan seën, want rondom Jerusalem is berge. En ons staan nie stil vir 'n berg nie. As ons vir daai berg sê, hef jou op, dan sal hy hom opwel in autoriteit. Deur die geloof vra ons vir Vader om hierdie woord te seën, dat hy sal vrug dra, dat Heilige Gees hom sal benat, sodat sy vrugte mildelik sal wees, sodat die oes kan uitgaan, want die oes is ryp daar buite en julle is die werkers om die woord uit te leef. Was julle al in Nasaret? Is my vraag vanoggend. Nie die fisiese Nasaret nie, geestelik in die Bybel Nasaret. Ek gaan dit Diana vir ons opkyk. Nasaret se skrif oor Nasaret. Want baie mense, as jy praat oor Nasaret, dan weet hulle nie waaroor gaan dit in die woord nie. So wanneer ons die woord wil bevestig, gaan ons hom lees en hoor en ons gaan hom doen. Ons gaan Shema, sê bietjie Shema. Alright, so julle het nou almal gesê Shema, nou moet julle uitgaan en hierdie woord gaan versprei wat vandag uitgaan. Beteken gaan uit en vertel vir die goeie evangelie, verkondig dit vir die armes van gees. Die armes fisies ook, die rykes fisies ook. Vader het ons gemaak om vir almal, as om Gijsie op 'n dag besluit, om tyd sê hy begin 'n paar voice records maak met 'n telefoon en hy gaan sy gediggies uitstuur, dan stuur hy die woord uit, hy Shema. So baie keer kan jy vir iemand 'n mooi woord stuur, dan sê ons amen daarop, want jy stuur die skrif uit, en altyd, kyk gou 'n bietjie na Michael se en myne wat ek uitstuur, as altyd 'n gebed onder, waar ons sê amen, en amen beteken dit sal so wees. Let it be, let the will of God be done. En baie keer moet ons die will of God be done gaan neerskryf. Dan moet ons dit doen, dis ook Shema. Goed, ons gaan aan vandag met 'n nuwe reeks. Baie van julle het hom nog nie gedoen nie. Diana het hom al gedoen, Michael het hom gedoen en Alida het hom al 'n stuk gehoor. Dit gaan oor jy die woord, maar as ek hierdie woord vat en ek druk hom teen my, dan is ek in die woord een. Want as jy iets vat en jy hou dit vas, maak dit joune. So met ander woorde, en as ek hom vat, en ek vat hierdie liggaam, en ek sit hom hierso, dan die liggaam organe, en jou organe is onderwerp aan Jakobus 4 vers 7, onder die woord van Vader. So 'n mens met die woord met sy eie liggaam. Gees, siel en liggaam. Kyk gou, gees, siel. Wat praat met die siel? Die woord van Abba Vader praat met die siel. So jy kan nie woord praat sonder die Bybel nie. Die woord praat met jou siel. Sodat die vlees nie swak in die vlees word nie, maar dat die gees sal kom en hy sal agter staan en nie voor wees nie. Die mens moet geesmens wees. So nou gaan ons hierdie, the gift of miracles, in 'n hoër dimensie, innerlike genesing, in 'n baie dieper gewortelde genesing. Ek gaan jou leer hoe hierdie liggaam jou help om te genees. Hoe het Vader jou organe gemaak? So wanneer jy bely met die mond, Jakobus 1 Johannes 1 vers 9, sê hy, is ek getrou en ek vergewe jou sondes. Want jy moet op die ouend in Nasaret gaan bedien wat eintlik Bloemfontein is.
Jy moet in Nasaret kan bedien. Die blye evangelie kan verkondig. Hy sê, ek laat julle nie wees agter nie. Ek laat die Heilige Gees vir julle agter om julle te help. Ek laat vir julle 'n hulp agter. Hy sê, ek gaan weg van julle af, maar ek laat julle nie alleen nie. Hoe gaan jy Heilige Gees vind? In die woord. Hierdie woord moet jy eet, drink en loop. Goed. Daar is fisiek wortels wat legal rights het. As ek hierdie liggaam vat, het hy ore, hy het oë, hy het 'n neus, hy het 'n mond, hy het arms, hy het hande, hy het voete. Nou as jy byvoorbeeld in 'n pub ingeloop het waar jy gaan drink, dan jou voete in 'n ongoddelike porthol ingegaan het, die deur oopgemaak. As jou oë na pornografie gekyk het, het jy jou oë as 'n deur oopgemaak, dan jou hele liggaam besmet. Dan is die vlees swak. Nou dis daai wortels wat maak dat jy nie genesing kan ontvang nie. So sonde moet nie gewerk word en bely word en verwyder word. Hoe gaan jy hulle verwyder? Hoe gaan jy hulle uit jou denke uitkry? Hoe? Die vraag is hoe? 'n lae selfsug en 'n selfbeeld en dieper vrese. Wie van julle ken vrees? Wie was al bang? Goed. As jy bang was, bou 'n gesonde selfbeeld. As jy bang is, gaan kruip jy weg. Jy sit hierdie happy gesiggie op hierdie masker. Jy's happy, jy smile, maar as jy daar by die huis kom, jy's alleen in jou kamer, dan kry jy die sad gesiggie. Dan kom die ware ek uit. En jy's diep, diep seer gemaak. Sien jouself deur Vader se oë deur die woord. Gaan lees Psalm 139 vers 13 tot 18. Hoe wonderbaar is jy gemaak. Hy praat met jou in moeder skoot. Jy antwoord hom as babietjie in moeder skoot. As jy sukkel met die volgende, kan jy vandag gehelp word in hierdie klas. As jy sukkel met 'n lae selfbeeld, selfveroordeel, oordeel jy jouself oor iets wat jy gedoen het, en skuldgevoel, selfverwerping, hou jy nie van jouself nie, selfafkering, selfbitterheid en of selfhaat, is jy nie alleen nie. Hy sê ek is by jou. Ek sal jou nooit verlaat. So gee daai selfhaat vir die voete van Jesus Christus van Nasaret. Gaan sit jou baggage. Hierdie liggaam kan ek vanoggend vat. Dan kan ek hom opvou. Totaal. En hy's in 'n kubusblok. En ek kan hom vat en sê ek sit hom daar by die voete van Yeshua en sê, Vader, deel met my organe. Ek is so jammer, ek het myself verwerp. Ek is so jammer, ek het gedink ek is lelik, maar ek is eintlik wonderbaar geskape. Sit jou vanmôre in 'n kubusblok voor Yeshua se voete. Vergeet die bitterheid. Vergeet al hierdie goed. Hierdie ingesteldheid is wêreldwyd 'n epidemiese proporsie. En die gemeente is ongelukkig geen uitsondering nie. Julle is geen uitsondering nie. Die wêreld die buitekant maak jou hart seer en stikkend. Is ek reg? Hoe gaan jy daai hartseer hanteer? Die meeste mense hou eenvoudig nie van hulle self nie. Want jy vind fout heeltyd met jouself, dan kan jy nie van jouself hou nie. Jy kan nie. So mense moet dit bitter mooi onthou. Die meeste mense sal in 2 en 3 gebiede waarmee mense te doen het wanneer die siekte floreer. En dit is die toestand van bestaan. Die siekte
in meer of een persoon floreer. Hoekom meer as een persoon? Maar nie gaan na Emma toe en na Banana toe. En wat doen sy? Sy gaan vertel vir haar swakheid van siek wees. Wat het ek nou op die stoel gedoen? Dankie Abba Vader, ek is wonderbaar genees. Maar ons gaan kla, en die oomblik as ons kla, dan begin daai siekte in die geestesreële manifesteer. Jesaja 55 vers 11 en hy kom terug na jou toe. Ek praat nie van wanneer jy 'n hoë ouderdom het nie, maar Vader kan krankhede ook genees. Partykeer het ons krankhede want ons het nog nie almal in ons lewe vergewe nie. Ons het dalk diep geheim binne in ons wat ons net vir onsself dra. Daai geheim wat jy met niemand wil deel nie. Daai seer werk baie keer met kindertjies wat verkrag is en dat hulle daai donker seer want die oom het vir hom gesê of die tannie het vir daai seentjie gesê as jy praat sal ek jou ouers doodneem. So nou loop daai persoon tot op die ouderdom van 27, dan kom hulle eers by my uit om daai diep donker geheim te kan deel. So daai diep donker geheim moet regtig nie in jou kom floreer nie, maar dit raak die toestand van jou bestaan. 'n Toestand van behoort. Met ander woorde, wie is ek? Aan wie behoort ek? Wie gee om? Hierdie is baie, baie groot, selfs in die Christendom, as mense sukkel met wie hulle is. So ek gaan julle in hierdie mediese aspek uit die woord van Vader met jou liggaam help om ontslae te raak van hierdie opgekropte gevoelens, wat jy nie elke dag verstaan, een oomblik gelukkig, volgende oomblik ongelukkig. Lees gou vir ons Nasaret. Van Jesus, want dit gaan vandag oor Jesus in Nasaret. Trek. Lees vir ons so 2 skriffies. Vandag het gesê Bloemfontein is Nasaret. Julle volg in Jesus se spore. Ek het hier Handelinge 6 vers 14, want ons het hom hoor sê, hierdie Jesus die Nasareëner sal hierdie plek afbreek en die sedes wat Moses aan ons oorgelewer het verander. En dat ek Okay, gaan dit afbreek wat in jou stikkend is. Dit wat in jou afbreek, stikkend is, gaan hy afbreek. met betrekking tot die Handelinge 10 vers 38, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Met ander woorde, Ja, Heilige Gees en krag. Lees verder. hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Autoriteit, en jy's nooit alleen nie, hy's altyd by jou. Ek het dit alles genoem. Ek het dit alles genoem. Met ander woorde, goed, het jy vanmôre 'n wond binne jou? Het jy 'n wond waaruit etter loop? Wat so stikkend is dat jy nie weet watter kant toe mee nie. Jy het geen hoop van bestaan nie. Jou hoop van bestaan het jou moedeloos gemaak. Nou kom sit die brommers daarop en hulle lê eiers en al wat uitbroei is maiers en hulle eet die laaste stukkie heel van jou op. Jy gaan hierdie wond vanmôre moet klaar mee maak. Want hierdie wond gaan sukkel dat jy kan weet wie is jy in Jesus Christus. En hy sê, hy's daar vir jou. Hy gee autoriteit
Hy gee jou krag. Hy's by jou. Hy versterk jou met die Heilige Gees. Jy het alles. Jy's tot alles in staat deur Jesus Christus die Nazareen. Jy's tot alles in staat. Hy's die sleutel. Hy's die sleutel wat oopsluit. Hy's die sleutel wat toesluit. Openbaring 3, 7 en 8 sê, as God die deur oopsluit, sal niemand hom weer toesluit nie. So met ander woorde, jy kan hierdie blye evangelie vir die wat gebroken is van hart aan bedien daar buite. Moenie dink oor julle oudtes, Vader wil julle nie gebruik nie. Hy sê, in julle grysheid het julle wysheid. Hoekom bedien ek die ou mense? Want in die grysheid is die wysheid. By stille rus kom baie stikkende mense in. Baie van hulle is op 80 jaar en het nog nooit die Vader aangeneem as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees nie. Nog nooit. Hulle is so verlore, hulle weet nie waantoe nie. Julle moet daar wees. Johannes 8 vers 36, as die Seun van die Seun dan julle vry, dan is julle werklik en ongetwyfeld vry. As die Seun dan julle vry gemaak het, is julle werklik ongetwyfeld vry. Het jy Jesus se wonde aanvaar dat jy kan vry wees? Hy sê, heilig hulle, reinig hulle, skei hulle vir hulle self. Julle met die Heilige Gees wat en sê, skei ons deur murg en been, maak ons heilig. Maak hulle wat hier voor my sit, heilig deur die waarheid, die woord is die waarheid. Efesiërs 5:26, sodat hy haar kon heilig. Gee jou blok daar by die voete van Yeshua. Hy het vir jou alles oorwin. Moenie jou baggage dra nie. Moenie die baggage dra nie. Gaan sit jou daar neer en sê, ek kan nie op eie krag. Ek kan nie op eie krag nie. Efesiërs 5:26. Jy met die Nazarene skrifte hou. Sodat hy haar kon heilig nadat hy haar gereinig het deur die waterbad met die woord. Weet julle wat is die water? Die woord, vra vir Michael. Wat is die koekieseep? Die bloed van Jesus is die koekieseep. Die woord is die water. In die water sal jy die wonde van Jesus in hierdie woord kry. Jesaja 53. Sal julle die koekieseep kry, Jesaja 53. Was jou met die bloed en die water. Uit sy sy het gekom, bloed en water, die geestelike mikwa, die geestelike doop. Daaruit is ook gebore, dat jy so skoon soos 'n bruid sal wees. Wanneer die nuwe Jerusalem kom, is jy gereed om in te gaan, om die avondsmaal te kan sit. Jy het geleentheid soos Johannes, om jou kop op Jesus se bors te kan hê. Jy het 'n geleentheid. Die was van die water van die woord is 'n wonderlike prentjie van die skoonmaak van jou brein. So Heilige Gees maak jou brein skoon. En al daardie toksiese siekmakende denkwyse van haat. Jy raak siek as jy haat, selfhaat, skuld, skaam wees. Jy met jou denke vernuwe. 1 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 en dan sonder jy vers 5 uit te gee skrifte terwyl ek bedien. Jy met jou denke vernuwe deur jou denke te verander na die manier waarop God dink. In hemelse plekke. Sê vir jouself, ek gaan hemelse plekke toe. Jy vind uit hoe God dink deur oor sy woord te mediteer. Wat doen die boek van wonders vir julle? Hulle vat jou na die woord toe. Nee, Benny en Christie. Het julle geleer uit die boek van wonders uit 'n mediese oogpunt? Hoe wonderbaar is jy geskape? Hoe wonderbaar.
Bakteriese inflammasie, kom ek het so vir julle stel, hy is nou anders te gespel daarso, veroorsaak dat jy oral in jou joints inflammasie kry. Dit praat van daar's te veel suur in jou liggaam. Het julle dit al gehoor? Dan moet jy bietjie suurpille drink want die joints is styf. Nee man, nie die bene raak styf. Nee oupa Ben, die bene raak styf. Dis moeilik. Van 'n wat? 'n Gebroke hart. Jy kan sterf aan 'n gebroke hart. In die mediese veld is daar 'n kode dat die mens wanneer hy gesterf het aan 'n gebroke hart, skryf hulle dit op die doodsertifikaat. Julle kan gaan uitvind by enige mediese plek kan julle gaan uitvind. Daar's 'n kode vir 'n gebroke hart. Trauma bring infeksies van allergie. Allergie uit die uitslag op die vel. Skielik het jy gorrelroos, vra vir oupa, hy so gespanne, sy besigheid loop nie lekker nie, en hy kry gorrelroos. En daai tyd was ek nog 'n kind en ek besef nie, maar dit is van bekommernis en vrees en bang wat dit gebeur het. Dis die waarheid. Hy slaan op die vel uit. Dit wat binne is, slaan na buite toe. Dis hoekom jy baie keer iemand se kop gaan afbyt. As oupa met my stry, dan praat ek maar mooi, ek ag nee oupa, luister tog nou net asseblief. As hy self so ongeduldig is, as ek my kind raak tog net 'n bietjie rustig. Bedaar so 'n bietjie, bedaar. Bedaar net 'n bietjie. Vat 'n diep asem. Jy wil kwaad raak, vat 'n diep asem. En dan begin jy tel tot 25 toe. Dan sê jy nou voel ek beter. As jy voel jy gaan bietjie wara. Wie van julle kan so lekker met die mond wara? Ek dink julle weet, as jy kwaad raak, dan vloek jy sommer in 10 geslagte terug. Dan vergeet jy van hom, hoe wonderbaar, heilig, reinig julle, heilig, skei julle self van die sonde. Moenie laat jou seer kry, jou laat sonde doen nie. Sê vir hy sonde, jy trap hom plat. Sê hy, ek trap jou plat met die bloed van Jesus Christus. Want sy voete is gedeurboor, trap hom plat sonde. Gesonde selfbeeld. Daarom nooi ek jou uit om saam met my te reis deur die woord van God, ons Jahwe, om uit te vind hoe om 'n gesonde selfbeeld te bou. Stewige wortel, luister mooi, in die kennis van wie jy in Christus is, die Nasarener, sodat jy jou toestand kan vernuwe en 'n Bybelse selfbeeld kan ontwikkel deur te kies om jouself te sien soos Jahwe, ons Elohim, ons Abba Vader, ons God jou sien. Nie bakteriese inflammasie deel van jou liggaam nie, swelling, ontstekend, dis pynlik. Sonder enige geskiedenis van trauma of allergie. So jy met jou trauma wat jy die lewe deurgegaan het, vandag in 'n boks gaan insit. Al skryf jy hom neer vandag daarso en jy gaan sit hom in hierdie kalbas en ons gooi olie in en ons breek daai goed en sê ons is klaar. Ons is klaar. Lees vir ons nog eers Nasarene, dan gaan ons oor na die ander gedeelte toe. Hoor hoe gaan die woord om verklaar. Hoor gou. Handelinge 2 vers 22. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus die Nasarener, 'n man deur God vir julle aangewys, met kragte en wonder en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Met kragte en wonders het God dit onder julle gedoen. Die woord sluit hom af daarso, voor ons na die tweede gedeelte gaan beweeg, waar hy letterlik vir jou sê, met krag, die Nasarener, se wonde is vir jou, neem hulle aan, dat jy kan skoonkom, dat jy kan heel word, sodat jy 'n lewe kan hê in volheid en oorwinning, en kan plat trap, sê ek trap plat, Hebreërs 12 vers 29, die 4 vlamme brand dit uit, amen. Okay, shalom almal, ons gaan aan met die tweede gedeelte. Hier's 'n paar gedeeltes in hierdie
enetjie, julle het hom almal gekry, is afgerond, maar dit gaan letterlik oor hoe jou organe werk deur die woord van Abba Vader. So, kan jy genees word? Is daar hoop? Is daar nie hoop nie? Want mense wat nie hoop het nie, leef nie. So ek moet vir julle uit Vader se oog hoop gee uit the gift of miracles, want gebeur daar nog miracles? Daagliks. Elke dag om wakker te word is 'n miracle. In hierdie tyd wat ons leef. Net om asem te kan haal, daar was 'n tyd toe ons oxygen gekoop het. Ons het nooit gedink ons gaan met oxygen koop nie. Hoeveel hospitale lê jy met 'n masker, met die 2 goedjies uit jou neus in? So elke oggend as jy kan sê opstaan, môre Abba Vader, dankie vir nog 'n dag. Dankie vir al my pelle hier in Stilleris. Dankie vir die grond waarop ek staan. Dankie Vader, ek kan in die gang afloop of 'n stukkie afloop na die kombuis toe of my koppie koffie of tee te gaan maak. Wat 'n voorreg is dit nie. Dankie Vader, ek het vir Christine en vir Benny en vir ouma Martie en Manini wat die koskombuis maak. Dankie. Julle moet in die oggende sê dankie, daar's 'n koskombuis. 'n Sopkombuis. Baie ou mense daar buitekant kry nie eers 1 keer 'n maand 'n gekookte ete nie. Dis waar. Hulle leef op 'n koppie sop. Partykeer nie 'n koppie sop nie, dan koop hulle hondekos. Dis rarig so, om koop hulle blikkies hondekos. Julle, ons moet elke dag sê dankie vir Vader. Hy voorsien vir ons. Nie een van ons sal vandag hier gesit het, as hy nie vir ons hierdie bediening voorsien het nie. Nie so Samsinne nie. Dis Vader sinne. Hy maak dit moontlik vir julle. Hy gebruik my, Michael, Diana, hulle net as 'n instrument. Sopkombuis is instrumente. Vader is Jehovah Jireh. Hy voorsien die kos op jou tafel. So hoeveel het ons om voor dankbaar te wees om 'n liggaam te hê? Jy het 'n maag, wat jy eet, wat die kos in jou maag gaan. Hoe lyk iemand wat sy maag weggesny is? Soms is dit vir my hartseer, ek praat nie daaroor nie. Maar ek weet hoe lyk dit as 'n maag weggesny is en 'n mens kan nie so 'n snytjie brood eet nie. Hoeveel gesondheid het julle nie vandag? Ons het soveel seëninge. Daarom moet ons brein verstaan as ons in die oggende aantrek. Moet jy jou geestelike wapens aantrek. Jy moet dankie sê vir asem. Jy moet sê, Vader, ek onderwerp my liggaam aan Jakobus 4:7. Vader, bekleed my met die volle wapenrusting van Efesiërs 6 vanaf vers 5 af tot en met vers 10 dwars deur. Lees die hele Efesiërs 6. Hy sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke gesag en mag in die bose wêreld daarbo. So kyk na jou woorde wat uitgaan, maar as jy in die oggend opstaan en jy renew your mind om te sê dankie, ek het hare, ek het oë, ek het 'n neus, ek het ore, ek het 'n mond, ek het 'n keel. So kan ek met die liggaam vandag aangaan. Michael, gee gou vir my die hartie aan. Maar wie julle wat hoekom kan ons dit nie doen nie? Want ons het 'n gat in die hart in. Want niemand wil hierdie bediening doen nie. Al wie hierdie bediening doen, en ek sonder ons nie uit, is ek en Michelle Strydom, en Michael en Diana. As hier 'n gat in hierdie hart is, dan bloei hy leeg julle. As jy verwerping en vrees het, skiet die pyle vanaf die brein, dwars deur die hart, dwars deur jou maag wat jou gut is,
Wat is jou gut? Dis waar Heilige Gees vir jou daai gevoel gee, X is nie reg nie. Dan dwars deur die niere. En dan is die regter nier so vol gif, nê, dat die simptome van siekte beginne uitvloei. Want weet jy wat? Daai gif wat jy nie vergifnis gegee het nie, kan nie oorgaan na die linker nier nie. Hy gaan verby die linker nier, terug in die hart in, terug na die brein toe, en jy sit met 'n poison mindset. Dit wat ek vandag vir julle gee, sal julle nie daar buitekant kry nie, want Vader seën die wat hy weet gehoorsaam is om hierdie woord te bring. Want almal hou nie van die waarheid nie, maar die waarheid maak jou vry. So as jy 'n poisoned mindset het en jy dink giftige dinge, dan weet jy, jou linker nier werk oor tyd en jou regter nier werk nie. En dan julle gaan vandag sien hoekom ek so sê. Kom ons begin. Matteus 9 vers 21. Want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Die vrou van bloedvloeiing. Die skare staan toe, maar sy druk en sy kruip en sy seil, want sy glo in die hoop dat wanneer sy hom aanraak, sal sy bloed haar genees. En hy sê, daar het krag uit my uitgegaan. Hy vra, wie het my aangeraak? En dadelik wil die disippels haar stenig, hy sê, nee, haar geloof het haar gered. Hy het haar gered. Nou ons het ook die chichis. Danakie, dis nou jou beurt, staan gou op. Het jy by jou? Want ek sal nou uitdeel. Nee, ek praat van die fisiese chichis. Nou gaan na daai kassie toe, maak oop, jy gaan chichis kry daar. Nou, as ons hierdie talit vat, het hy 'n tossel hierso. Dis die soem. Dis hoekom ek vir haar nou ook 'n gebedsdoek gegee het. Hierdie chichis het die hele 10 gebooie in. Hy het al die 12 stamme in. Met ander woorde, uit die hele nasie wêreldwyd in, is gemaak om Jesus se soem aan te raak. Maar hulle wil dit nie vir julle gegee nie. Hulle sê, as jy met die chichis werk, dan is jy onder die wet. Jy's nie onder die wet nie. Jy's in die genade van die bloed en die seëninge van Jesus Christus van Nasaret. Sy gaan dit vir julle uitdeel. Dan vat ons daai gebedsdoek se hoeke. Laat ek haar naam vergeet. Millie. Dan sit julle dit aan die hoeke vas, soos dit hier vas is. Ek het een, hierso het ek een. Hier het ek een wat vas is. Dan sit julle dit aan die hoeke vas. Wanneer jy moedeloos is, dan sê jy, laat ek net so bietjie dit so vashou. Dan sien Vader jou hart. Hy sien jou geloof. Hy sien jou hoop, dat jy gaan gesond raak. Dan vra julle, hoekom gee vir hulle? Wie het al gekry? Gee familie daarso, en die wat nie gekry het nie. Maar ek het geskenkpakkies gemaak, hulle kan almal weer kry, hoor. Dan sit julle, die wat nie 'n gebedsdoek het nie, laat weet vir my wie het nie 'n gebedsdoek nie, daar is nog. Ek sal hierdie week weer bestel. Maar ek vra vir jou, as jy moedeloos raak, dan sê jy, kan ek net sy kleed aantrek? Ek slaap onder myne. Ek gooi my toe, want ek soek daai comforter van Heilige Gees, die bloed van Yeshua. Ek soek dit. Lukas 4:18-19. Die Gees van die Here is op my, is op julle, om my te salf, om die evangelie van armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. Dan gaan vertel jy vir hulle van die vrou van bloedvloeiing en die chichi, want jou geloof kan jou red. As jy vanmôre wonder hoe gaan jy genees word, gaan jy jou chichis aankleef.
Hy sê vir jou presies wie en wat jy is. Daar's 'n tartaatjie in wat sê presies waaroor dit gaan in daai sakkie in. Oupa slaap ook met syne in die bed. Waar ek gaan, het ek altyd 'n chichi by my. Ek sit dit sommer aan my klere vas, want jy sal sien daar's koppie, daar is speltjies aan, as daar nie is nie, sit 'n speltjie aan dat jy hom kan wissel op jou klere. Hy sê wie om vry te maak, die wat 'n gat in hierdie hart het. Hierdie hart bloei. Daar's niks oor nie, 'n stuk is weg. Hy lyk so. Hy kan nie lief hê nie. Hy kan nie liefde gee nie. Hy kan nie connect met die brein nie. Dis die brein. Hy kan nie connect met die brein nie, want daar's 'n gat in die hart in. Die hart kan nie liefde gee nie. Hy sê om gevangenes vrylating te verkondig, aan die blindes herstel van gesig. Met ander woorde, jy dra nie meer 'n masker van sadness nie. Om die wat gebroken is, die vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van Yahweh aan te kondig. Om 'n aangename jaar van Yahweh te verkondig, sit jy, sy woord as jy hom beginne verkondig, dan werk jy met jou eie gat in die hart en jy sit hom terug. Jy gaan werk met liefde daar buitekant. Jy gaan werk met liefde. Daar het ek vir julle 'n voorbeeld wat ons het van die brein, wat ons het van die basis van die maag en van al die organe. So met ander woorde, ons gaan met die hele liggaam vandag werk. Die ander is almal Afrikaans, né? En is gaan groter wees as die een. Ek worry dat my kom nou groter maak nie. Ek wil net hê jy moet weet jy gaan met die hele liggaam vandag werk om jou vryheid te kan aankondig. Die aangename jaar kan aankondig en sê ek was gebroken van hart. Ek was in 'n tronk, maar ek is vrygemaak. Ek is losgekoop. Daar's vir my 'n prys betaal. Die bloedkwitansie is in my hand, tetelestai. Hy's in my hand. So as jy hierdie chichi vat, dan sit jy die bloedkwitansie in jou hand en sê, ek sal Vader se weë volg. Ek sal die wonde van Jesaja 53 volg, want deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. So met ander woorde, ons kan almal sê amen daarop. Ons het genesing gekry. Julle, hierdie is 'n baie groter teaching as wat julle ooit ontvang het. Nou daar sien ons al die oop deure, ryk die neus. As jy kokaine gesnyf het en jy het gerook, dan het jy legal right. Sien, as jy gekyk het waar jy nie moet sien nie. As jy die verlede gerook het en jy soos ek 2 koorsvere gehad en jy het bely, volgens 1 Johannes 1 vers 9 het jy nie meer 'n oop deur nie. So moenie na die vyand jou vanoggend kom aankla. As jy klaar gemaak het met die sonde, is jy klaar. As jy hoor en jy het vloektale gehoor en jy dalk ook vloektale gepraat, wat jy weet, by wie het ek het gehoor, waar het ek het opgetel en daai persoon moet vrygespreek word. Smaak. Wat eet jy? Wat drink jy? As jy alkohol drink, het jy die baggersgees in jou in. Moenie net sê, o, dis net 'n ou kleintjie nie. Moenie dink ek sukkel ook in my familie met mense nie. Ja, die wat ek geliefd is, wat die naaste aan my is, jag krap aan. Dan moet ek en oupa bid. Wat het jy aangeraak? Waar het jy gevat waar jy nie moes vat nie? Die voorste singulêre konteks, die amygdala en die hart. Nou die amygdala beteken letterlik die hele brein. Die breinstam. Met ander woorde, daar is iets wat pomp van die hart na die brein, van die hart na die niere. En ons gaan by die byniertjie ook werk. Vader het jou gesalf met 'n byniertjie. Boop die een nier is 'n bynier. So julle gaan hierdie kant sien en julle vat dit huis toe. En ek gaan vandag met jou praat oor die 3 verskillende lae waaruit jy gemaak het. As ek die embrio vat, die babatjie vat en ek sny hom middeldeur, né? Dan lyk hy so. Sien julle daai geel?
Mike wys bietjie vir hulle daai geel. Daar's die geel, daar's die rooi, daar's die blou en daar's die watersak. Nou jy sê 3 laag gemaak. Nou vir interessantheid, waar kon jy die verslawing gekry het van rook? By jou pelle toe jy op skool was, het jy tussen hulle gesit en dit het by jou sweetgaatjies ingekom. En skielik het jy die craving om ook saam te rook. Dit is regtig hoe dit werk. Vra vir my, ek het 2 voorstelle gehad van graven-ei op my kop. Ek is skillig gewees. Maar weet wat? Toe die Gees my vrymaak, toe se paartlik. So as jy die Gees vra, Heilige Gees, help my, ek wil vrykom, is jy waarlik. Maar jy met die Gees vra, want jou vlees is swak. Dis vlees, siel, liggaam, siel en gees. Dan is dit, die Gees kom en hy kom staan heel agter. Hierdie vlees is hier voor swak. Addiction gaan meer as net een way. Hy werk soos 'n kompas in 4 rigtings. Kom ons kyk wat sê die Vader. Ons kry verskillende lae. Verstaan, weefsel lae, jou liggaam. Ek praat nou met jou liggaam en hoe die embrio gemaak is. Hoe het jou babatjie eendag toe hy gemaak is? Hoe is hy gemaak? Kyk hoe wonderbaar het Vader jou gemaak. Hy sê die endoderm, die mesoderm en die ectoderm. Ek het eers verkeerd gelees. Die ectoderm, mesoderm en endoderm. Die binneste laag word die ectoderm genoem, die geel enetjie. Wag, ekskuus Michael. Die buitenste laag word die ectoderm genoem. Dis moeilike woorde, maar dit maak nie saak nie. Ons gaan nou kyk wat dit beteken. Michael wys vir ons mooi vanmôre. Die middelste laag word die mesoderm genoem. Die binneste laag word die endoderm genoem. Nou as jy nie uit hierdie 3 lae gemaak is nie, kan jou ander organe nie ontwikkel nie. So wanneer daar fout gaan in 'n swangerskap, het een van hierdie lae nie ontwikkel nie. Want ons moet dit baie mooi kan verstaan. Die medulla, die sentrale en ek kan nie lees daar net kort my blaai. Michael, moet ek aanblaai is dan die volgende een. Lees hom gou vir my asseblief. Dis jou, wat 'n laag, Mike, wys vir die blou laag. Dis die blou enetjie. Dis nou waar jou buitekantste vel, maak so, dis jou buitekantste vel, voel hom. Voel jou buitekantste vel. Kyk, lees. Met ander woorde, dis die vel, die aanhangsel, die senuweestelsel. Nou kom ek vertel julle goue geheim van 'n senuweestelsel. Wanneer jy soos ek 'n rugoperasie gehad het, en jou senuwees is afgesny, 1 millimeter 'n maand groei enetjie aan. Wat jou 2 tot 3 jaar om jou senuweestelsel te herstel. Daarom as mense my vra, hoekom probeer ek reg eet? Dit gaan letterlik, ek wil graag hê ek met my liggaam moet 'n perfekte chemiese balans hê, nie 'n wanbalans nie. Dit beteken my geestelike lewe moet van so standaard wees dat ek 'n perfekte balans het vir herstel, want ek vertrou op 'n volkomme herstel, mits ek my deel doen, mits ek mense vergewe. Anders te gaan my senuweestelsel nie lekker wees nie. Hy gaan nie. Lees vir ons die mesoderm. Die mesoderm is die rooi enetjie in die middel. En hy bestaan uit die niere en uitritus, voortplantingsstelsel, been en kraakbeen, spiere,
vaskulatuur, Lim. limfatiese, mild en adrenale korteks. So hy bestaan basies uit baie van jou organe, van jou kraakbeen, van jou voorplanting, van alles. Met ander woorde, die middelste vel lyk vir my, as ek hom so kyk, is hy baie belangrik. So met ander woorde, as daar 'n wanbalans is, dan gaan een van daai aangekla word en een van hulle is jou spiere. Nou iemand wat 'n spiersiekte het, kan ek vir jou sê, dis 'n helse storie. Vergewe my dat ek dit so sê, maar dit is so. Dan moet jy gaan bely dat jy weet, uit vrees uit kon dit ontstaan het. Kom ons kyk wat sê die endoderm. Die endoderm is daai geel enetjie in die middel en hy bestaan uit die GL-kanaal, die lewer, die endokriene stelsel, die respiratoriese-kanaal, die blaas en die uretra. So met ander woorde, die buitenste laag is die belangrikste laag, want hy werk met jou senuwees. As jy nie senuwees het nie, senuwees stukkies het jy nie, is jy eintlik pap. As jy nie spiere het nie, is jy nog meer pap. So met ander woorde, daar is 'n wanbalans wanneer jy sal vrees. Hoekom sê ek so? Nou moet ons gaan kyk hoekom ek so sê. Ek kan nie vir julle dit vertel, ek moet vir julle kan wys hoekom is jou laag belangrik. Lyk jou liggaam nou vir jou bietjie anderste. Uit elkeen van daai laag is die embrio gemaak tot hy voltooi het. En ek het 'n boek daaroor, net so lekker boek. Ek gaan hom eendag vir julle bietjie lees tot op hoeveel weke, hoe groot is die babatjie, hoe sy wat het dan ontwikkel, wat het dan nie ontwikkel nie. Ek gaan dit vir julle gee. Ek het vir daai Hanna werk. Ek gedink sy is nou net klaar, nou gaan ek vir haar weer werk gee. Maar ek gaan laat sy vir ons net sekere gedeeltes, die eerste stadium, middelste stadium, einde stadium. Ek kan nie laat sy alles gee nie, want dit is te veel. Julle die baba as ek kom uitrol, as ek vir Alida vat en ek rol af vandag, julle wil nie weet hoeveel kilometer dit is nie. Rarig. Ek sal dit vir julle lees, ek sal dit verkry en dan lees ek dit volgende week ook vir 'n intro vir julle. Hoe groot lengte is 'n embrio? Dus ek gaan rol, gaan julle haar nie kan kry nie. Want ek gaan rol en rol en rol en rol. Dit was vir my baie opvallend toe ek het hoor. Goed, nou kan ons baie mooier sien. Die ektoderm, die senuweeagtige stelsel en die vel. So 'n senuweeagtige stelsel, behalwe senuwees wat heg, het jy 'n senuwees in die brein in wat 'n wanbalans het as jy vrees het. As jy onvergewensgesind is. As jy bitterheid het, dan is dit die mesoderm, die spiere, die geraamte, die niere en die voorplanting. So as jy bitter het, gaan jy wil selfmoord pleeg. Die endoderm is jou endokriene stelsel, jou kliere en jou longe en jou lewe. Nou jou endokriene stelsel is jou maagstelsel, dan ontwikkel jy skielik 'n maagsweer. Met ander woorde, jy sit met selfoordeel. Jy veroordeel jouself. So dit is vrees, bitterheid en oordeel jouself. Dan begin jy 'n lewerfunksie kry wat nie reg is nie. So julle moet gaan seker maak julle het julleself vergewe vir die verkeerde wat julle gedoen het. Die dele van die menslike liggaam wat uit hierdie 3 oorspronklike lae ontwikkel is soos volg. Die endoderm vorm die vel, die brein en die senuweestelsel. Die mesoderm produseer die hart, die niere en alles wat ons toelaat om te beweeg. Nou jy het 'n toelaatbare wil en 'n vrye wil. Jy het 'n toelaatbare wil, is belangrik wat ek sê, en 'n vrye wil, jy moet dit neerskryf. Toelaatbaar, vrye wil. Want ek gaan nou na die mesoderm toe. Die hart moet besluite neem. Maar waar is die brein? Die brein sit in die eerste gedeelte in die ektoderm in. Nou hoe gaan die ektoderm uitkom by die hart?
in Vader se toelaatbare wil. Nie uit jou vrye wil wat jy wil doen nie. Want dan kan die gif nie by die niere uitkom nie. Niere en alles wat ons toelaat om te beweeg. Dit is ons spiere, ons bene, ons gewrigte en ons kraakbene. Nou kan julle sien nou hoekom kry jy osteoporosis? Onvergewensgesindheid, dan maak hy soms sulke knokkels. Julle sal sien hoe verder ek gaan bedien. Hoe lyk jou hande? Hierdie arm kry, hulle noem dit 'n watse elmboog? 'n tennis elmboog. Dan het hy 'n knop hierso. So, onvergewensgesindheid is baie groot. Die endoderm vorm alles aan die binnekant. Ons interne organe soos ons longe, lewer en ons ingewande. Daar waar jy jou gut moet voel, daar waar jy Heilige Gees moet voel. Het jy al gevoel, ek voel nie lekker, hier is iets wat nou almal het altyd gesê, jy moet dit nie glo nie, dis waar die Heilige Gees met jou praat. Hy praat met jou in jou binneste. Hy draai die negatief om in 'n positief. Hy draai hom om vir jou. So daai embriootjie het gegroei. Hy sê, ek is wonderbaar gemaak. Jou stamselle, daar's dit weer, die mesoderm, is die hartspier en die rooi bloedselle. Nou aan hierdie hart, nee, is al jou bloedselle gesit. Al jou bloedselle is gesit. Nou toe Jesus Getsemane toe gegaan het hy met die beker van vrees gegaan. Daai beker was vol soos hierdie botteltjie water van al jou vrese. En daai vreesdruk was so groot geweest dat al sy kapillêre bloedvate gebars het om sy hart. Laat sy sweet bloeddruppels geword het van jou vrese. Wanneer het jy ooit Getsemane toe gegaan en gaan kniel en gaan bid en sê, Vader, vat my vrese weg. Ons soek 'n quick fix gebed. Ons rammel hom sommer af. Ons het geen binnekamer verhouding nie, maar hierdie hart van jou, se kapillêre bloedvate bars reg rondom. En dan begin die siekte simptome. Die wit bloedselle en die rooi bloedselle begin teen mekaar veg. En dan gaan ons na die ektoderm, die vel en die neurobrein. Wat gaan in jou brein aan? Met watse gedagtes sit jy vanoggend hierso? Wat kan 'n stuk van jou lewer afkap? Een man wat 'n glas brandewyn drink en by 'n bar sit, is 'n gebroke man of 'n gebroke vrou wat daar sit. Jy met jou gebroke hart vir Jesus Christus by sy voete gaan sit en sê, maak my heel. Ek vergewe myself, Vader, dat ek al die jare aan hierdie wortelsiekte vasgehou het. Want ek wil nie 'n stuk van my lewer verloor nie. Daai lewer is belangrik. Die lewer is soos 'n sif. As jy geelse gehad het, nee, vra my pa, dan is jy siek. Ek het as kind gehad. Ek wil vir julle sê, baie van ons ouers se tyd was in die ou tyd gewees. Daar was min rykdom in die ou dae gewees. Dis die regtig waarheid wat ek julle vandag sê. Daar was bitter min rykdom gewees. So dit wat die ma en die pa gevrees het dalk voor geboorte, toe die embrio se velletjie gemaak is, het ma en pa dalk gesê, hoor hierso, ek het nie geld om hierdie kind te kan grootmaak nie. En dadelik, 6 ure na konsepsie, na daai kind gemaak is, kan daai kind weet of hy wanted of nie wanted is nie, dan kry een van sy laaste seer. Dan vra jy, waar kry hy verwerping? So waar het hy seer gekry? Voor moederskoot, in moederskoot,
Voor moederskoot beteken die pa sê ek wil glad die kinders hê of die ma sê sy wil glad die kinders hê en hulle spreek 'n vloek onmiddellik oor hulle self. In moederskoot raak sy swanger, ons wil nie die kind gehaat het nie, dit is 'n moedtroue, dit is 'n skielike shame. Daai kind het altyd 'n vrees van 'n shame. Maar dis nie 'n shame nie. By Vader is daar nie so iets nie. Hy sê, ek het jou lief. Selfs wanneer daar verkrachting plaasgevind het en 'n kind kom daar uit, het Vader hy kind gemaak. Dit belangrik as daai kind gebore word of tydens swangerskap, moet die moeder berading kry om haar kind te aanvaar. Nie 'n abortus te gaan doen nie. Dit kom uit die put van die hel uit. Dit staan nie in die woord nie. Abortus staan nie in die woord nie. Dis nie Vader se beginsels nie. Die endodermlaag, die spysvertering, die lewe, die pankreas, die longe se binneste laag. So as een van hierdie nie mooi gevorm is nie, baie keer as jy oud raak, dan word dit van die ou mense aan 'n longmasjien gesit, want die binneste laagie het van die jare maar bietjie slytasie gekry van al die vrees, van al die dinge wat hulle deurgegaan het. So om op die ouderdom van 55 en 65 te kom, is dit reeds belangrik om jou verlede te hanteer. Hoor julle wat ek sê? Op die ouderdom van 20 en 35 is dit belangrik dat die kind in jou huis daai goed hanteer. Want 'n liggaam word deur die vyand weggeskraap deur siektes. So jy moet gaan in jou verwysingsraamwerk van die dag wat jy gebore is, gaan neerskryf vir jouself en sê, hier het ek seer gekry, hier dit met my gebeur, hier dit met my gebeur. Verwysingsraamwerk, dan gaan dit. En jy kom bo uit. So wanneer laat het jy 'n ontleding van jouself gemaak? En in die gewone beradingsklasse het ek dit herhaal en julle het nie verstaan hoekom nie, want jou binneste pankreas kan maak dat jy colitis kry. Colitis is klomp klein kolletjies in die darmkanaal wat so pynlik is. En dit kom van vrees af. So dit moet gehanteer word. Die mesoderm, bloedsomloopstelsel, epiteelstelsel, die skeletstelsel en die spierstelsel, laat 'n bietjie spelfoute. So met ander woorde, ons kyk nou na die bloedsomloop, ons kyk na die longe, die skedelstelsel en die spierstelsel. En jy al gevoel as jy skrik, dan trek alles. Geskrik. Wat dink julle gebeur? Al drie lae van die endoderm, mesoderm en ectoderm gaan skielik die sweetgaatjies oop. Woord sê 365 keer, jy mag nie vrees nie, en skielik is daar 'n oop deur, en kom die sonde wat jy gemaak het, is 'n legal right, en net daar kom die simptoom van siekte. Jy moet 'n verwysingsraamwerk van jouself gaan maak, en jouself deurwerk, moenie wag vir 'n beraader nie, jy is jou eie beste beraader. Want weet jy wat? Jy gaan nie vir jouself lieg nie. Maar party mense lieg vir hulle self. Ongelukkig is dit ook so. Party lieg vir hulle self. Dan vat hierdie ou hart nie, dan vat elke stukkie, hele stukkie. Dat daar niks meer julle sien nie. Alles is wat jy het, is jy ongelukkig. Die ectodermlaag is die hare, die naels, die vel en die senuweestelsel. So of ons om vice versa behandel, sonde in 'n kind se lewe maak dat jy gebreeke verhouding het met hemelse plekke waar jou Vader, voor die Seun en voor die Heilige Gees is by jou. Hy is jou comforter, hy help jou onthou, hy help vir jou om klaar te maak met die siekte simptome. Is dit nie wow nie? Kan jy dink dat die een woordjie vrees soveel fasette in jou lewe 'n legal right kan oopmaak wat jou organe
kan aantas. En so verder ek hierdie gaan bedien, hoe verder gaan julle sien hoe belangrik is hierdie. Wat hier belangrik is om daarop te let, is dat daar 'n skeiding is van hart en die niere. Daar's 'n skeiding van die hart en die niere. Wat van die mesoderm afkom. So julle moet elke keer terugbly en gaan kyk julle, daar's 'n skeiding tussen die hart en die niere. Kom ons lees weer. Bloed. Waar lê die hart nou, Mike? Hart, mesoderm. Waar lê die niere? Ons een bietjie terug. Ons wil weet. Mesoderm. Maar wat maak die gap? Sonde in 'n kind se lewe van Abba Vader maak dat jy nie 'n verhouding met hom kan hê nie. So maak hy die gap tussen jou hart en jou niere dat hulle nie in verbinding met mekaar kan kom nie. So waartoe gaan die gif terug brein toe? 'n Toksiese mindset. So die hart, die bloed gaan deur die hart na die niere toe. Die niere is die linker nier na die regte nier. Die regte nier is Yeshua wat in opstandingskrag opgestaan het. Met ander woorde, die linker nier ontvang die gif, die regte nier ontvang daai gif en hy druk deur in opstandingskrag om dit skoon te maak en dan kan hy weer by die hart uitkom. En nie terugbrein toe gaan. Wow. Dis wow om te besef in die nier, die regter nier is opstandingskrag. Jy staan op met die sonde in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Daarna moet weer vir ons 'n skrif kry. So ek blaai terug, dis hoekom ons vandag net die eerste gedeelte gaan behandel, want hierdie is groot. Goed, hoe daar is 'n gap. Met ander woorde, van die res van die interne organe van die liggaam wat uit die endoderm ontwikkel. Abba Vader doen niks per ongeluk nie. Jy is wonderbaar perfek gemaak om gif te kan laat uitskei. Amen. Nie meer op eie krag nie, jy kan jou eie liggaam gebruik. Julle dis mos nou wow. Maar die gap maak daar 'n sonde, onvergewensgesindheid, bitterheid, selfhaat. Al daai goed val onder vrees. Dis vrees, verwerping, bitterheid, oorwin die vyand. Amen. Oorwin die vyand. Trap hom plat binne jou. Sê the blood of Jesus Christ is against you, Satan. And God will raise up a standard against you. Hy gaan dit doen. Maar dit hang van jou af of jy glo en met jou mond gaan bely en praat. Dis tyd dat jy met jou sonde praat. Amen. Kom ons gaan aan. Ons het 'n breek gevat. Die hartbrein. Nou begin ek met julle praat oor fisies wat die liggaam is. Binne die hart is 'n bondel senuwees wat onafhanklik is van die senuwees in die brein in ons kop te funksioneer. So sonder 'n senuwee in die brein kan ons nie funksioneer nie. 'n Senuwee laat jou bene beweeg, laat jou arms, laat jou bene beweeg, jou arms beweeg, jou alles beweeg. So senuwees in die brein is baie belangrik. So dit is wat nou met daai persoon gebeur het. Die senuwees in die brein het hom gemaak dat hy wakker geword het in Vader se opstandingskrag. So terwyl ek sommer so bedien, sê ek vir julle wat het gebeur, so nou kon hy funksioneer. Amen. Dit is wat die wetenskap die hart noem, die hartbrein. So hierdie brein is ook 'n hart. Dis nie net 'n brein nie, hy is ook 'n hart. Die hartbrein funksioneer soos 'n gewete van Romeine 2 vers 15. Bevestig wat sê dat die hart die stelsel van die morele gewete is. Dit gaan in jou vrye wil en jou toelaatbare wil. Vrye wil kies jy uit jouself,
in Vader se toelaatbare wil, laat hy jou toe. Okay, jy kan nie uit jou vrye wil werk nie. Romeine 2:15, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan. Wat moet in jou hart wees? Die wet wat jou heilig maak. Onthou jy in die begin het gesê, ons moet heilig wees. Die 10 gebooie is in julle pakkie in. Dis jou resep, jou broodresep, om te sê, jy mag nie dit, jy mag nie dat, jy mag nie dit nie. Maar, jy bly in die guns en genade, hoekom sê ek vir jou so? Want hy het aan die kruis gehang, hy het vir jou die vloek geword, met ander woorde, deur sy wonde, het daar vir jou genesing gekom, ons lewe nie onder die vloek nie, die wet is nie, ons is nie onder die wet nie, ons is in die guns en genade, jy mag nie sonde doen nie. So ek praat geen sonde goed nie. Jy kan nie sê ek lewe in guns en genade, jy kan alleen guns en genade kry as jy nie sonde het nie. Klaar. Ek kan nie sonde goed praat nie, vergeet dit. As jy sonde doen, dan gaan jy die gevolge dra. Jy gaan iewers in jou mondering, in jou liggaam, hierdie mondering, gaan jy 'n simptoom kry wat vir jou sê hoekom jy siek is. Getuienis gee en die gedagtes mekaar te onderling beskuldig of verontskuldig. Jy skuldig, maar jy verontskuldig jouself. Dis tyd om met jou skuld te bereken. Bereken jou skuld. Jy het al skuld aan iemand wat nie kan vrykom nie, hou daai persoon in bondage. As ek nou hier afklip, sal ek vir julle mooi verduidelik hoe dit werk. Die regverdige oordeel van Elohim, hy is 'n regverdige Abba Vader. Hy is 'n God van liefde. Hy gaan nie net met 'n sambok staan nie. Maar dit hang van jou af hoe jy leef. Jou verwysingsraamwerk gaan werk alles deur. Die besit van die wet stel jou nie vry van die straf nie. Wat is die straf? Jou liggaam, jy word siek. Jy voel nie meer lekker nie. Jy laat vrees toe in jou lewe. Skielik hartprobleme. Skielik ly jy aan spanning, depressie. Dis 'n groot storie. Soos jy op die punt staan om 'n besluit in jou vrye wil te neem, is daar 'n terugvoerboodskap, luister mooi, wat na jou hart gaan. En jou hart adviseer jou vrye wil, wat fisies in die brein in ons kop gelees, wat om te doen. So wat gaan jy na jou hart stuur? Vloeke en pyle? Of gaan jy vir die hart sê, Vader, ek kom, ek onderwerp my verstand, 1 Korintiërs 10 vanaf vers 3 tot 5, ek onderwerp my hart aan U, Vader, en my gedagtes aan U, Vader, nie my eie gedagtes nie. So as jy op iets staan om 'n besluit te neem, wat gaan jy na jou hart toe stuur? Maak die regte keuse. Wat om te doen? Hoe ontvang ons die boodskap? Hulle hoor by die oor. Hier is mos die asdromme. Die tannies op die wit bankies met die rooi lippies. Nou sit ons in skinder. Die lemon meringue tert en die melkterte. En die een is so en daai een is so. Nou gaan dit hier na die hypothalamus toe. Die hypothalamus is soos 'n fabriek. Nee, hy is nie die fabriek nie. Skie. Die hypothalamus is die beheerkamer, hy ontvang die boodskap. Die pituitêre klier is die fabriek, hy stoor daai ding. Oomblik as hy hom stoor, stuur hom na die hart toe, dis waar die pyle vandaan. Alright, so Maika moet kyk dat ek die vorige boodskap kry. Hierdie is nie die eerste boodskap nie. Vorige boodskap kry waar die hypothalamus en die pituitêre klier is. Dat ek hom mooi kan beduie. Maar ek dink ek doen hom goed, julle verstaan baie mooi. Ek sal nou by die brein kom, ek het hom hierso, dan sal ek julle wys waar lê hy. Goed. Die besit van die wet stel jou nie vry van sonde nie. So as jy op die punt staan om 'n verkeerde besluit te neem, gaan jy pak slaag kry. Maar Jesus het aan bok gevleg het. En as jy in die kerk gekom het, die plek van samekoms, en hy sla die fariseërs,
En hy sla die hoofpriesters en almal wat dink hulle is heilig en veilig en hy sla die Gentiles. Wie dink julle het teruggedraai na hom toe? Die sondages, die Gentiles, draai terug na hom toe. Daai sambok was die DNA, want woorde verander jou DNA, laat jy die bloedkwitansie kan hê. Bely jou sonde. Woorde verander jou DNA. Gaan luister na my boodskap, die verbond op YouTube. Woorde verander jou DNA. So as die boodskap by jou hart kom, en jy het jou vrye wil fisiese besluit geneem, lê die brein oop en bloot in jou kop vir die vyand om met jou te maak wat jy wil, want hy het jou simptome gesien van jou lyfstaal. Hoe lees die vyand jou? Jou lyfstaal. Waar jou oë gekyk het. Dawid kyk na Betseba en hy maak Betseba se man dood. Hy pleeg gemoord. Paar jaar daarna, toe val hulle Israel in. Toe wat gebeur? Die hele volk ly onder een man. Ons moet vir ons leiers begin bid. Moet vir ons leiers begin bid. Alhoewel jou hart jou vrye wil sal adviseer wat om te doen, maak jou vrye wil tog uiteindelik die keuse. Jy sit, Vader het jou met 'n keuse gemaak. Hy het jou 'n wil gegee om 'n keuse te maak. Jy hoef nie sonde te doen nie, dis jou keuse. Die oomblik as jy iets verkeerd doen, maar as jy bid elke dag dat Heilige Gees jou sal toevou, sal hy jou waarsku. Hy sal 'n sein stuur in jou brein en sê, "Wow, Janie, Pietie, Sannie, julle doen verkeerd." Jy sien die slagveld van die verstand is op jou vrye wil, maar Michael, hier kom die populêre klerevoet. Ek het 'n bietjie vergeet. Kyk daar, weet jy waar hy nie. Dit is waar jy besluit om na die stem van die Heilige Gees uit jou hart te luister. So jou brein en jou hart moet gekoppel wees, daar moet nie sonde wees nie. Of die versoeking van die vyand en die vlees, want die vyand lees jou lyfstaal. Hoekom swart sielkundiges so? Hulle lees jou lyfstaal. As jy so sit, dan weet hulle, jy gaan nie oopmaak nie. Byvoorbeeld, as iemand jou mishandel en 'n kwaai gedagte van onvergewensgesindheid en bitterheid by jou opkom, sal jou hart jou vrye wil aanraai om daardie gedagte te verwerp. Jou hart sal dadelik vir jou verstand sê, wow. Want jy het gesê, hy gaan van die nier af terug na die hart toe. Hy gaan terug na die hart toe. So die hart gaan met die brein werk, hy gaan gekoppel wees. Is dit nie wow nie? Of is dit net ek wat opgewonde raak? Julle, hy breek oop vandag. Sal jou hart jou vrye wil aanraai om daardie gedagte te verwerp, om die gevangene te neem aan die gehoorsaamheid van Christus, of om te sê, hey, nee, boetie, ons mag nie so met mekaar maak nie. Boetas en sissies en Jesus Christus maak nie so nie, maar nie moet vir hy een te, hey, nie kan nie goed steel nie. Boeties en sissies maak nie so nie, ek vergewe jou, bring dit net terug. En om te vergewe en vry te laat, hoor wat ek wil sê, sy vergewe en laat die persoon vry. Laat 'n hart nie besoedel word met 'n asdrom nie. 'n Asblik stink. Hy's vrot. Dis brommers. Jou vrye wil is nou deur jou hart geadviseer oor wat die regte ding is om met daardie gedagte te doen. Maar dit is aan die vrye wil. Dis jou keuse. Ek kan nie vir julle sê wat julle moet doen nie. Julle hoor die woord, dit wat julle van hierdie woord gaan maak. Nee, Liana. Dis wat hierdie woord van julle gaan maak vandag. Nee, Daniel. Dis goed, gaan jy in die leeukuil kan inklim? Ja. Gaan banana vir Emma 'n piesangskil gee dat sy kan gly. Ja? Ons gaan mekaar nie mos met haat oordeel en mekaar probeer te nakom nie. Dis staan nie in die woord nie, dit is skriftuurlik nie. So die vrye wil met die regte gedagte, daai kwaai gedagte
moet verwerp word of daaroor moet gemediteer word. Van hy kwaai gedagtes sê, Vader, hoekom het ek kwaad geword? Wat wil u vir my sê? My hart wil ek graag beskerm. My hart wil ek toedraai in die bloed van Yeshua. Ek wil hom toedraai. Hy moet soos watta wees. Ek wil hom toedraai. So skoon soos watta. Jesaja 1, hy was jou wit soos wol. Hy ken my krib. Ek drink die water uit die regte krib, uit die lewende woord van Abba Vader. Ek kies nie die wêreldse beginsels nie. Want my hart en my brein moet gekonnekteer word met Heilige Gees, julle. Waar is jou spaak? Kyk daai spaak daar. Ek moet opgewonde raak. Dis 'n woord wat fenomenaal wêreldwyd moet uitgaan. Die hart, brein, die niere verbinding. Kom ons kyk na Romeine 14:17, want dit alles bymekaar sit oor die 3 breine wat ons het, waarna ons verwys as die brein-hart-nier verbinding. Die stresorgaan. Skryf neer die stresorgaan. Romeine 14:17 sê dat die koninkryk van Elohim is geregtigheid, vrede, blydskap in die Heilige Gees. So sonder Heilige Gees kan jy nie. As ons geregtigheid kies wat gehoorsaam is met ons vrye wil in ons brein binne in ons kop, wat gebeur dan? Wat produseer die brein dan? Dan produseer ons hartbrein hierdie hormoon, ANF hormoon. Julle sal later hoor wat beteken die ANF hormoon. Goed, wat die vrede is, met ander woorde, 'n wansemiese balans sonder 'n kind se lewe bring 'n wanbalans in jou lewe, want jy het nie verhouding met Heilige Gees nie met die woord nie, ook nie met die Vader nie. Semies en die niere produseer die DHEA hormoon. Dis medies gebaseer, so gaan dit vir julle oopbreek, moenie worry nie. Wat die emosies van die vreugde dra. So daar's so van jou hormone wat die vrede en die vreugde dra. Sê vrede, vreugde, ontvou my. Vrede en vreugde moet julle ontvou. Dat jy gehoorsaamheid sal toepas. Michael het dit mooi vir ons gesê daar. Hy sê, hey, boetas, sissas, word wakker, julle moet vir ons slag gehoorsaam word. Dis nou tyd dat julle die sonde moet agterlaat. So, daar het ons dit, nie net geestelik of emosioneel nie, maar ook fisies. Maar as jy nie geregtigheid gehoorsaam aan Abba Vader se denkwyse en beginsels, hemelse plekke, wat sy woord kies, met jou vrye wil in jou brein binne jou kop nie. So alles begin hierso. Hierso lê die moeilikheid. Maar wat in die hart aangaan, sal by die mond uitkom. Nee? Ontwrig jou hart, al die orgaanstelsels. Hy gooi 'n wanbalans, alles is ontwrig. Alles van een sonde. Dit hoef nie 'n hoop te wees nie. Van die liggaam en produseer die nier 'n oormatige hoeveelheid stresshormone. So daai hormone was almal stresshormone. So moenie worry oor daai AF, NF, DF, GF nie. Sê stresshormoon. Dit is dus vir ons belangrik. Het ek uitgelaat? Ja. Ja, vergeet. Wat jou in 'n giftige, toksiese toestand plaas, stres, geestelik, sielkundig en fisies, het jy geen vrede en geen vreugde nie. As iemand jou joy steel, het jy alles verloor. As niks oor nie. Net alles verloor. Dit is dus vir ons belangrik om te leer om elke probleem oor krisis wat voor ons pad kom, deur die rooster van die Vader te sien en 'n begrip van sy verbond. Julle het chichies gekry. Vanaand vat dit bietjie sy Vader, maak my gehoorsaam aan die broodresep. Hy sê hy gee hom op Sinaï, 'n glorified noise of
fire was op daai berg. En ontvang die 10 gebooie op klip. Die Israeliete se hart is verklip. Hulle is 40 jaar in die woestyn, waar hulle nie so lank daarin moet gewees het nie, want hulle was ongehoorsaam, wil teruggedraai het na die ou beginsels toe. As hulle net daai verbond kon vasgryp, soos die vrou van bloedvloeiing, dan kon hulle genesing uitgesprei het. Wat gebaseer is op sy natuur om dit te vervul en te sien. Die effek van stres in jou liggaam, jy moet dit heeltemal deurwerk. Dis depressie, dis moegheid, dis Alzheimer, dis vetsug, dis hoë bloeddruk, dis ongelukkigheid, dis verswakte immuunstelsel. Dis letterlik wat gebeur wanneer jy in stres en vrees ingaan. Die stresshormoon, al daai simptome gaan jy hê. Gaan jy dit deurgaan dat jy besef, ek moet kyk, het ek moegheid, wat het ek? Het ek asemhalingprobleme? Het ek hormoonwanbalans? Maagpyn? Daar kan Diana weet, maagpyn. Daar's 'n suur terugvoer. Vrees wat jy nog in jou lewe hanteer het nie. Die vyand kom en hy slink, hy wil jou aanval. Hy sê enige iets om jou joy te steel. Sien julle hoe belangrik is hierdie goed vandag? So julle kry letterlik pudding. Julle wat vir Vader gaan dankie sê vir die pudding vandag. Halleluja. En ek kry ook pudding hier waar ek sit, want Heilige Gees werk met my en hy breek oop. Daar het Michael hom vir ons mooi gedruk. Hartaanval, verhoogde risiko van kanker, vetsug, auto-immuunsiekte, verhoogde risiko van beroerte, hoofpyne. Wat is jou vrees? Wat is jou vrees? Vrugbaarheidsprobleme. Daar's soveel baie dinge wat jy na kan gaan kyk. Stem na jou hart. Julle wat by die mond uitkom, die tong. Daar is mag en lewe in die tong. Spreuke 20 vers 18. As mag en lewe as ek reg is. Kyk uit vir my Michael, dat ek nie verkeerd praat nie. As jy met jou vrye wil besluit om na die stem van jou hart te luister en jou verwerp daardie kwaai gedagtes en kies om daardie persoon te vergewe, sal jou hart 'n chemiese afskeiding genaamd ANF. Met ander woorde, hy gee dan 'n genesende afskeiding, nie 'n stres een nie, 'n genesende een. Is gesonde, genesende, lewende hormoon wat die emosies dra van vrede. Maar as jy hom beïnvloed, word hy 'n stresshormoon. So dit gaan jou keuse wees, wil jy 'n stresshormoon hê of wil jy 'n hormoon hê wat genesend meer bring? Van vrede wat jou hele liggaam platdruk en jou rustig laat voel. Daai kwaai gevoel, hierdie liggaam, hy's kwaad man, hy's kwaad vir die hele wêreld. En jy staan op. En die Vader kom en hy druk hom plat. Hy sê, ek het Heilige Gees vir jou gegee om jou te waarsku. My kwaai gevoel, dadelik vergewe. Hypothalamus, die ADH afskeiding, motoriese refleksie, dors, nutrium eetlus. Met ander woorde, vetsug, jy eet te veel, alles. Hypothalamus sit in die brein en daar, ek gaan vir julle nou mooi wys. Dis jou hartbrein. Die vaskulêre glade spier, jou gut en jou glad en al daai hardloop saam. Dis 'n spier, né? Ontspan, weerstand, bloeddruk, kapillêre frustrasies. So met ander woorde, die A en F kom in die hypothalamus voor. Hy is die ontvangkamer, die beheerkamer. Hy ontvang daai negatiewe woord wat jy gekry het. Dan stuur hy dit deur na die pituitêre klier wat hulle nou nie hier wys nie. Nou stoor hy hom vir 'n rukkie. Nou daai stoor maak dat jy woedend word, dat jy wil net beklei. Maar ons wil hom plat druk.
Ons moet nie beklei nie, ons wil hom plat druk. So met ander woorde, ons moet met ons gedagtes sê, ons het hierdie negatiewe woorde gekry, wat gaan jy daarmee doen? Gaan jy dit koester, of gaan jy dit plat trap, en dadelik sê, ek vergewe daai persoon, wat vir my hierdie woorde gebring het. Forgive. Dan gaan hy na die nier toe. Die nier skei dit uit. Dan kry jy die adrenale, maar ek gaan nie na hom glad nie behandel nie, want ek gaan Grieks praat. En jy gaan dit dan nie verstaan nie. So ek wil hê jy moet fokus op die breinhart, die hart en die nierhart. Want ek moet nog by die ou byniertjie kom. Aan die ander kant, as jy met jou vrye wil besluit om na die raad van jou hartbrein te luister nie, en jy besluit dat jy nie bereid is om te vergewe nie, en jy kies oor daardie kwaai gedagtes te mediteer, te koester daar in die pituitêre klier, wat die fabriek is, dan begin die pyle skiet na jou hart toe, en hy skiet 'n gat in al jou bloedvate, kom in vrees in, en skielik is daar kanker. Jy sien, gehoorsaamheid is aan Elohim, is nie iets wat ligtelik opgeneem moet word nie. Jy moet daagliks die woord lees. My pa lees hom daagliks. Hy stel vir my 'n voorbeeld. Jy lees jou woord daagliks. Met ander woorde, jou ritme, jy gaan in 'n wanbalans in. Die hart produseer nie die vrede van die chemiese balans van die A en F nie. In plaas daarvan veroorsaak jy hart 'n wanbalans in jou hele liggaam. Jou chemiese, waardeur al die organe in jou liggaam uit ritme uitgaan. Nou voel jy hierso die jittering gevoel. Hierso. Die hart klop skielik vinnig. Jy het 'n onreëlmatige hart. Hy sê lekker nie. Jy moet 'n pilletjie drink vir hom. Ja. Dit is mos makliker om 'n pilletjie drink as om Heilige Gees binne toe te laat. Wanneer ons kies om die stilte aansporing van die Heilige Gees in ons harte te ignoreer, het dit 'n ernstige nadeel uitwerking op ons gesondheid, waardeur ons hele liggaam uit ritme en in 'n giftige toestand van stres gaan. Ons hele liggaam. Onthou net een kwaai gedagte. Ons praat hier net met een kwaai gedagte. Maar ons draai plaai gedagte plat trap met die bloed. Satan, the blood of Jesus Christ against you. Dit is wat het is. Diana lees gou vir om te vergewe of nie te vergewe nie. Ons gaan nou by 'n boom staan, maar nie vandag nie, op 'n volgende keer, ons gaan hier afsluit vandag. Maar ek dink, julle verstaan beter hoekom julle daai duif in julle lewe moet toelaat. Laat ons in die vreugde en vrede kan gaan van Abba Vader, dat ons vandag hier uitmekaar gaan. Dat ons meer as oorwinnaars is in sy vreugde en vrede deur die man van Golgotha. Handelinge 10 vers 38, met betrekking tot Jesus van Nasaret, en God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen, en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Amen. Jou liggaam is vandag geland. Laat toe, laat Heilige Gees deur jou liggaam beweeg. Sodat jy Jehovah Rafa kan ontvang. Dis jou keuse vandag. My boetie, my sissa, dis jou keuse. Dat jy gelief kan wees vir mekaar. Hy woordjie liefde is klein, maar hy beteken baie. Ons moet vir mekaar omgee. Jy moet jou vyande lief hê. Jy moet hulle vergewe. Jy moet hulle sê, kom ons bid saam dat ons in opstandingskrag kan. Amen, halleluja. En nou gaan ons